Dit is een ding om te sê God is liefde en om dit te verklaar, maar dit is anders om sy liefde te ervaar. Dit is anders om dit werklik te leef. Want soos wat 'n pa partykeer sy kinders vashou, dis hoe God ons ook wil vashou, veral as ons deur moeilike tye gaan. En baie keer as ons deur moeilike tye gaan, is ons so besig om self dit te probeer uitsorteer, dat ons God se uitgestrekte arms mis. Jesus wou gehad het, ons moet weet dat ons by God kan skuil, dat ons kan comfort by God kry. Die aand voor sy kruisiging het hy nie net gesê dat die Vader ons lief het nie, hy het 'n taal gebruik van teerheid en sigbare, tasbare liefde. Nie 'n pligsgedrewe en koue liefde nie, maar 'n warm, naby liefde wat jou optel wanneer jy val, wat jou eyenaatjies reg soen, wat jou naam fluister as jy partykeer nie weet wie jy is nie. Dit is wie die Vader vir ons wil wees, 'n God wat liefde demonstreer, en deur die Heilige Gees wil hy hê dat ons dit moet ken in ons diepste wese. Psalm 103 vers 13 sê vir ons, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. God se liefde is nie vaag of ver nie, dit is die ontferming van 'n pa wat lief is vir sy kinders. Pa's het maar foute, maar ons hemelse Vader het nie foute nie. Maar Pa's se liefde is eg, en net so eg is ons hemelse Vader se liefde, en hy kan dit beter wys as enige aardse pa, want hy maak nie foute nie. Hosea 11 vers 14 sê, ek het hulle met mensetoue getrek met liefdesbande. God wil ons nader trek, nie met vrees nie, maar met sagtheid, met liefde wil hy ons op die regte pad sit. Satan wil hê ons moet bang wees vir God. Satan wil nie hê ons moet God se vaderhart verstaan nie. Maar God trek ons nader met liefdesbande en hy wil ons teregwys met liefdesbande. En enige persoon wat 'n vrees in jou wil indruk dat jy nie na God toe kan gaan met jou probleme en met jou foute nie, verstaan nie God se vaderhart nie. 2 Tessalonisense 2 vers 16 en 17 sê, God ons Vader wat ons lief gehad het, vertroos en versterk julle harte. Die Vader se liefde gee nie net rus nie, dit gee standvastigheid. Wanneer jou wêreld wankel en dinge begin ongemaklik raak, is dit sy liefde wat jou regop hou. Dit is wat jou moed gee as jy moeg is en wat vir jou lig gee as die wêreld om jou duister is. Jy word nie net aanvaar deur God nie, jy word deur hom gesoek, jy word deur hom begeer. Jy word nie net vergewe nie, maar jy word vasgehou en jou verlede word uitgewis. Jy is 'n geliefde kind. Jy is God se witbroodjie en hy wil hê jy moet dit weet in jou hart en in jou wese. Sy liefde is nie 'n konsep nie, dis 'n krag wat jou lewe kan aanvuur en wat vir jou nuwe insig kan gee. Laat God toe om sy liefde aan jou te wys, want gaan eers na hom toe as jy in die moeilikheid is en leef soos iemand wat werklik geliefd is. Iemand wat weet, hy is nie 'n slaaf nie, maar 'n kind van die Almagtige Vader. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons liefhet. Here, help ons om dit te weet, al is ons omstandighede moeilik. Help ons om werklik in U liefde te begin funksioneer en om U liefde ook na die wêreld te wys. En Here, kom gee vandag vir ons 'n ekstra drukkie en ons dankie vir die genade en die vreugde en ons dankie dat ons U hart kan begin verstaan. Amen. Onthou om te like en te subscribe. Dankie.